Ons gaan begin met 'n toetrede lied uit Gesang 169. Ons sing al 3 die verse daar saam. Ons sing dit staande en dan na die fotomense seëngroet sonder aankondiging is Gesang 200 ook al die verse as ons lofsang. Eers Gesang 169 as toetrede lied en daarna Gesang 200 as lofsang en ons doen dit alles staande. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Heil,
Ons skriflesing, geliefdes, kom vanoggend uit Joël hoofstuk 2, die profeet Joël hoofstuk 2, waar ons lees vanaf vers 12 tot en met die einde van die hoofstuk. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Ons is ook besig om by die Bybelstudie hierdie jaar die klein profete te behandel en ons het nou reeds Joël behandel hier in Februarie maand, so die van u wat dit bygewoon het, behoort dit wat ons hier lees te herken. En wanneer ons by die profeteboeke in die Ou Testament kom, moet ons onthou dat die profete 'n bepaalde taak gehad het, en dit was om 'n boodskap van God oor te dra aan die volk. Profete was in die ou nabye Oosterse tradisie nie toekomsvoorspellers gewees nie. Hulle was nie waarsêers gewees nie. Ons misgis dit dikwels en dink die profete het die toekoms voorspel. Maar wat die profete gedoen het, is hulle het in hulle bepaalde historiese omstandighede 'n boodskap van die Here ontvang, wat hulle aan die Here se volk moes oordra. En al die boodskappe wat die profete uiteindelik gelewer het, vind vervulling in Jesus Christus. En dit sal ons ook vanoggend in die prediking sien. Kom ons lees dan Joël hoofstuk 2 vanaf vers 12 en die opskrif hier is: Kom terug na my toe. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffers sal wees vir die Here julle God. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas. Roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente. Laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon medelee met u volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is Israel se God? En dan vanaf vers 18, die Here betoon medelee met sy volk. Die Here het vir sy land opgekom. Hy het medelee betoon met sy volk. Die Here het sy volk geantwoord. Ek stuur vir julle koring en wyn en olie. Julle sal oorgenoeg hê. Ek sal julle nie weer tot 'n bespotting onder die nasies maak nie. Hierdie vyand uit die noorde sal ek wegvat van julle af. Ek sal hom wegjaag na 'n droë en verwoeste land toe. Sy voorpunt sal in die dooie see beland en sy agterhoede in die Middellandse See. Sy stank sal opstyg, sy slegte reuk sal versprei, want hy het hom groot gehou. Jy moenie bang wees nie, ploegland. Jy moet bly wees en juig, want die Here het 'n wonder gedoen. Julle moenie bang wees nie, vee in die veld, want die weiveld word groen. Die bome dra vrugte, die vyebome en die wingerd staan in volle drag. Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want hy het die reëns betyds laat kom. Hy het die vroeë en die laat reën soos voorheen gegee. Die dorsvloer lê vol koring,
Die paar skuipe loop oor van wyn en olie. Ek sal julle vergoed vir die tyd van springkaanswerm op springkaanswerm, toe my groot leer wat ek teen julle gestuur het, julle verteer het. Julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys, hy wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Dan sal julle besef dat ek by Israel is, dat ek die Here julle God is, dat daar buiten my nie 'n ander is nie. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die groot, die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sions berg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Hier eindig ons skriflesing. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons gaan nou saam bid, broers en susters, en dan aan die einde van die gebed sing ons sonder aankondiging gesang 279. Ons gaan dit alles doen terwyl u so bly sit, vanweë die aard van die gebed, die verootmoedigende aard, gaan ons sittend bly as gebedshouding, en dan gaan ons hierdie lied ook sittend sing. Gesang 279, hoor ons sug, o Heer, dit sing ons sonder aankondiging aan die einde van die gebed. Kom ons sluit dan die oë terwyl u net so bly sit. Barmhartige God, ons rig vanoggend ons smeking tot u. Ons kom vanuit hierdie stikkende wêreld as stikkende mense byeen in die erediens. Diep bewus van die onregverdigheid, die hardheid van die lewe, diep bewus van die sinlose lyding en swaar kry waaraan ons almal blootgestel is. Smeek ons tot u om genade en liefde. Ons deurlopende bede is dat u ons nie sal vergeet nie, Here, dat u vir ons sal sorg, dat u na ons sal omsien, dat u in die aardse middele sal voorsien, reën sal stuur waar reën nodig is, sonskyn waar son nodig is. Maar terselfdertyd, o Heer, is ons bede dat u ook op 'n geestelike vlak vir ons sal voorsien. Dat u ons sal seën met u teenwoordigheid elke dag en met die versekering dat ons gered is. Ons dank u dat ons verlede week aan die nagmaaltafel weer in die brood en wyn die sekerheid van u genade kon ervaar, die sekerheid van ons verlossing. En waar ons dan nou in die volgende tyd, in die tyd wat voorlê, ook die lyding van u seun, die lydingspad wat hy moes stap, gaan oordink, is ons smeking dat u in hierdie lydingstyd
dit in ons harte en lewens stil sal laat word, sodat ons onsself voor U verootmoedig en rus sal kry. Daarom, o Heer, hoor ons sug, draai tog U oor na ons, en hoor ons sug, o Heer. Geliefde gemeente, alle mense doen dit. Of jy 'n baba is, 'n jong man of vrou in die vleuer van jou lewe, of in die herfsjare van jou bestaan. Miskien het jy dit vanoggend gedoen, of gister. Daar is navorsing wat toon dat selfs honde en olifante dit in sommige situasies doen. Maar dis egter oorwegend by mense dat dit gebeur. Soms wanneer ons oorstelp is van vreugde, ander kere wanneer ons hartseer is. In Joël 2 roep die Here sy volk op om dit ook te doen. Ek praat natuurlik van die verskynsel van huil. Om te huil is in die eerste plek 'n reaksie op intense emosionele toestande, hartseer of vreugde, vrees of frustrasie of pyn. Wanneer ons huil, is dit 'n uitdrukking van hierdie emosies, maar terselfdertyd is huil ook 'n biologiese funksie, waarby ons senuweestelsel betrokke is, en wat daartoe lei dat ons oë trane afskei. In die Bybel word daar op verskillende plekke gepraat van mense wat huil. Dink maar aan Rut en Orpa, wat begin huil toe Naomi hulle wegstuur. Of aan Hanna, wat onbedaarlik huil in haar onvervulde wens op 'n kind. Dink aan Jesus, wat huil wanneer hy hoor van sy vriend Lazarus, wat oorlede is. In die Bybel loop huil hand aan hand met treur en vas. Die Ou Testament het in die besonder wat ons noem 'n klaagtradisie. Dink maar aan die boek Klaagliedere. 'n hele boek waarin daar teenoor die Here gekla word, gehuil word. En dan is daar ook baie klaagpsalms in die psalmboek. Klaagliedere, dit is nou nie net die boek nie, dit gaan nou oor die verskynsel van klaagliedere. Dit is soms persoonlike uitroepe van 'n individu, uitroepe van wanhoop,
Ander kere is dit weer gemeenskaplike uitroepe wat deur die geloofsgemeenskap aan God gerig is, veral in krisistye. Saam met huil en treur en vas is klaagliedere van die handelinge wat mense uitgevoer het in die Bybelse tyd wanneer hulle gerou het, wanneer hulle hartseer beleef het, soos met die dood van 'n geliefde of as daar rampe en krisis oor hulle gekom het. As teken van rou het die mense in die Ou Testament hulle klere en hare geskeur, sakke aangetrek en dikwels op die grond rondgerol. Boonop was daar ook die tradisie van professionele roubeklaers wat by begrafnisse die werk gehad het om te huil, om klaagliedere te sing. Hierdie klaagtradisie is vir ons baie vreemd. Ons leef in 'n wêreld waarin ons eintlik hierdie diep seer, rou emosies ontken, want die lewe gaan maar aan. Wanneer iemand te sterwe kom, gaan staan die wêreld nie stil nie. Maar die Bybel het iets besef van die waarde daaraan om teenoor God te kla, te ween oor dit wat in jou lewe en in die wêreld verkeerd loop. En dit is dan teen hierdie agtergrond van Israel se klaagtradisie dat ons die Here se opdrag aan sy volk in Joël 2 moet verstaan. Die Here sê daar vir sy volk: kom terug na my toe, vas en huil en treur. Maar waaroor moet die volk rou? Waarom moet hulle vas en huil? Anders as baie van die ander profetiese boeke in die Ou Testament, is die boek van Joël nie gekoppel aan 'n spesifieke tydperk in die geskiedenis, aan spesifieke historiese gebeure of spesifieke konings se regeertydperk nie. Maar tog getuig hierdie boek van 'n verskriklike ramp wat die land tref. En in hoofstuk 1 kan u 'n bietjie meer gaan lees oor daardie ramp. Die ramp word metafories beskryf as sprinkaan-swerms wat soos 'n weermag op die land toesak en alles vernietig. En die gevolge is hongersnood, onstabiliteit, wanhoop. Die vernietiging is so oorweldigend dat die ganse skepping daaronder ly. Oeste misluk, vee kry swaar, die ganse heelal skrik. Die hemel bewe, die son en maan verduister. Maar dan is dit interessant dat Joël nie die rede gee vir waarom hierdie ramp getref het nie. Joël pak ook nie die skuld vir hierdie ramp op enige iemand nie. Nee, Joël vra nie die waarom vra, wat ons so dikwels vra wanneer daar ongevraagde swaar kry of lyding of krisis oor ons pad kom nie. Joël is meer gemoeid met die wat vraag. Die ramp het getref. Daar is niks wat dit ongedaan kan maak nie. Maar die verskil kom in wanneer ons vra, wat staan die mens te doen in die aangesig van hierdie lewensvernietigende gebeurtenis? Die antwoord op die wat vraag kom van God self. Dit is die Here wat in ons skrifgedeelte aan die woord kom met die opdrag dat die volk moet terugkom na hom toe. Die woord vir terugkeer of terugkom
kom, het in die Ou Testament teologiese betekenis, geloofsbetekenis. Dit word dikwels gebruik vir die verandering wat plaasvind in mense se lewens wanneer die Here ingryp in die geskiedenis. Dit gaan oor 'n terugdraai, 'n omdraai van die pad waarop jy was na 'n nuwe pad, 'n nuwe rigting inslaan, saam met God. En so vorm hierdie konsep van kom terug na my toe, om terug te kom na die Here, vorm die kern van God se opdrag. Maar nou gaan dit nie net oor terugkeer nie, dit gaan oor die manier waarop ons terugkom. God sê, kom terug na my met julle hele hart. Met ander woorde, dit is 'n doelbewuste keuse wat die volk moet maak om met smeking en klaag by God uitkoms te soek. Hulle moet vas en huil en treur. Daardie tradisionele rou-rituele. Maar meer as dit, die volk moet in plaas daarvan om hulle klere te skeur soos die gebruik was, nou hulle harte skeur. Dit gaan met ander woorde in hierdie klaagproses nie net oor die uiterlike rituele nie, maar oor 'n hartgrondige innerlike draai na God. Om ons harte oop te maak vir die Here, om saam met God en saam met mekaar te huil en te treur oor die tragedie van 'n stikkende werklikheid. En iets wat ons nie moet miskyk in hierdie skrifgedeelte nie, is dat die opdrag van God nie net vir die individu geld nie. Dit word gerig aan die hele volk. Van die oudstes, die leiers, tot die jongstes, die kinders, die bruid en die bruidegom, die priesters en die gemeente. Ja, almal moet in tye van krisis en lyding en trauma hulle tot God rig. Wanneer daar ekonomiese of politieke of ekologiese krisis in die wêreld is Joël se uitnodiging dat ons nie die hartseer wat dit meebring moet ontken nie, maar juis daaraan uiting moet gee in gebed en smeking deur te huil en ons harte na God te draai. Want so heroriënteer ons onsself tot die vaste punt, God. Hy is immers genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Hierdie formule is 'n refrein wat op verskeie plekke in die Ou Testament gevind word. Word gevind in Eksodus 34 waar die Here homself eintlik openbaar, sy karakter. Dit word gevind in die boek van Jona. Ja, deur alles heen is die Here die een wat medelee betoon. Hoe aangrypend is dit nie? Ek dink dit gaan partykeer oor ons koppe. Medelee beteken om saam met jou te ly. Dit wat ons in hierdie lewe deurgaan, ons elkeen wat hier sit, het ons eie stukkie gebrokenheid, ons eie worsteling, ons eie lyding. Watter troos is dit nie om te weet dat die Here saam met ons ly. Hierdie medelee van God sien ons natuurlik ten beste in die lydende Christus aan die kruis. Ons is nou ook geliefdes in die kerklike jaar in lydenstyd.
Dit is 'n tydperk van 40 dae, 7 Sondae, wat oploop tot en met die herdenking van die kruisgebeure op Goeie Vrydag. Tradisioneel in die kerk se lewe is lydenstyd 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van skuldbelydenis, stille nadenke oor die betekenis van Christus se lyding, hy wat gelei het ter wille van ons saligheid. Maar die lydenstyd bied ook vir ons 'n geleentheid om in geloof te reflekteer oor die aard en die werklikheid van lyding wat so groot deel uitmaak van ons lewe hier op aarde. Ons is omring met lyding van allerlei soorte, siekte en ongeluk, armoede en swaar kry, ouderdom en swakheid. Dit is maar alles vorme van lyding. Ook binne die groter wêreldkonteks word ons op 'n kollektiewe vlak, op 'n gemeenskaplike vlak gekonfronteer met lyding. Ons kan maar dink aan natuurrampe. Net 'n paar weke gelede was daar ongelooflike brande in die Kaap en ongelooflike vloede op ander plekke in ons eie land. Ons kan maar dink aan oorloë wat soos ons hier saam is woed reg oor die wêreld. Al hierdie lyding wat lei tot verlies aan lewens, verlies aan 'n sin van veiligheid. Ja, al die lyding en swaar kry in ons eie lewens en in die wêreld is genoeg om ons te laat huil. Dit is genoeg om ons 'n klaaglied te laat sing oor 'n wêreld wat op verskillende vlakke verswelg word deur sprinkaanswerms. En ons moet. Ons het as gelowiges die profetiese verantwoordelikheid om te huil en te klaag. Om klaagliedere te sing is 'n geloofshandeling. Ons moet huil en treur en rou oor 'n wêreld wat nog nie leef soos God dit wil nie. Ons moet huil en treur en rou oor ons eie geneigtheid om dit wat in die wêreld rondom ons aan die gang is, mis te kyk. Om dit wat in ons harte aan die gang is, te ignoreer. Eers wanneer ons harte in klaag tot God rig, kan ons die rou seer van lydenstyd verstaan. Daardie lyding wat Christus vir ons moes deurgaan. Ons skrifgedeelte vanoggend demonstreer immers hoe dat die mense van die Bybelse tyd in geloof uiting gegee het aan dit wat hulle beleef het, wanneer hulle gekonfronteer is met sinlose lyding. Hulle het klaagliedere gesing, gehuil, in geloof geworstel met die harde werklikheid van die lewe. Die klaagtradisie, om te treur en te rou en te kla, dit het die mense van die Bybelse tyd in staat gestel om hulle nederig tot God te keer. Maar steeds in die geloofsekerheid dat alles nie verlore is nie. Ons treur nie soos mense met geen hoop nie. Keer op keer het God die klaagroepe van sy mense aangehoor. Het hy hom weer tot hulle gerig en uitkoms gebied, hoop op 'n toekoms. En dit is dan juis waarvan die laaste deel van ons skrifgedeelte getuig.
Die Here beloof vir sy volk dat daar 'n toekoms wag aan die ander kant van krisis. Hy sal vir sy kinders sorg op materiële vlak. Daar sal weer 'n oes wees, die veld sal groen wees, vrugtebome sal vrugte dra, kleinvee sal kos en veiding hê, en mens en dier sal oorgenoeg hê om te eet. Maar ook op geestelike vlak sal die Here sy kinders seën. Hy sal sy gees, sy teenwoordigheid op almal laat kom. En dit is die punt van daardie skrifgedeelte wat sê, die jong mense sal drome droom, die ou mense sal visioene sien. Dit gaan daaroor dat God se gees, sy teenwoordigheid op almal kom. In die Ou Testament was daar die opvatting dat die Here se gees net op spesiale mense gerus het. Maar hier sê Joël, nee. Wanneer die Here uitkoms bring, gaan sy teenwoordigheid, sy gees op elkeen wees. Want dit is die versekering dat almal wat in God glo, gered sal word. En so, broers en susters, wanneer ons in die volgende paar weke, spesifiek ook in die prediking, die lyding van Christus en die lyding in ons wêreld oordink, doen ons dit teen die agtergrond van God se beloftes in Joël 2. Beloftes wat reeds in Jesus Christus vervul is. Omdat God in Christus reeds die wêreld oorwin het, kan ons elke dag na God draai en ons klaaglied tot hom rig. Want hy betoon medelee, hy antwoord, hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Amen. Ons gaan nou sing van Gesang 482 in antwoord op die prediking, keer terug en kom na my. Ons sing al 3 die verse terwyl u so bly sit. Your soul
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof terwyl ons net so bly sit, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slavin, sy slaaf, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan nou ten slotte as gebed saam sing van vonk 158. Ons sing vers 1 en 2, 'n lied waarin ons onsself ook aan God toewy, soos wat ons hier vandaan verder gaan. Ons sing hierdie lied staande en u bly dan staan vir die uitspreek van die seën. Vonk 158. Ons wy onsself aan Christus toe, aan hom ons redder Heer. Laat hy ons lof en eer ontvang, die koning wat regeer. Kom ons sing dit ten slotte saam as slotsang. Ons wy onsself aan Christus toe, aan hom ons redder Heer. Laat hy ons lof en eer ontvang, die koning wat regeer. Hy het ons met sy
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal die reën betyds laat kom. Die Here sal die dorsvloer vol koring laat lê. Die Here sal die weiveld laat groen word. Die Here laat sy gees op julle kom.